Vir dekades lank was ons volk afgesny van die wêreld, verdoem om ons stryd in isolasie te stry. Ons vriende was maar dun gesaai, maar vandag begin ou en nuwe vriende weer hul stemme dik te maak vir ons mense in die ou vaderland in Europa. In vandag se video gaan ek kyk na wie hierdie vriende van ons is. Wie het ons volk skaamteloos in die verlede verdedig, ondersteun en wie het onlangs van hulle laat hoor om ons te sterk in ons voortdurende stryd teen die onderdrukking van die ANC en die veg vir vryheid. Oor die eeue het die Afrikaners se internasionale vriende gekom en gegaan. In die 19de eeu het ons nog baie vriende gehad in ons moederland, Nederland, maar ook onder verskeie ander volke wat saam met die boere gestaan het en selfs geveg het. Paul Kruger is in Europa as 'n held ontvang en baie min mense weet hiervan, maar die Amerikaners het selfs planne vir 'n Afrikaner kolonie in Noord-Amerika gehad. Maar na die Anglo-Boereoorlog en veral tydens apartheid het daardie steen begin opdroog, behalwe vir 'n klein groepie, 'n kring konservatiewe bondgenote. Nou, meer as 2 dekades in die 21ste eeu in, begin die gety drasties te swaai oor see en ons vriende wat hulle stemme al nou vir die dekades lank dik maak vir ons in Europa, word uiteindelik na geluister. Tallose nuwe bondgenote, maar ook ou vriende staan reg oor die wêreld nou onbeskaamd op vir die Afrikaner se stryd. Die verhaal van die pad wat ons volk gestap het as dit kom by die internasionale betrekkinge is wel bekend. In die 19de eeu het ons nog baie vriende gehad. Van die anti-revolusionêre of anti-liberale gereformeerde staatsmanne soos Guillaume Groen van Prinsterin en Abraham Kuyper in Nederland, tot die Ire en die Georgiërs wat hul lewens gewaag het om saam met ons te beklei teen die Britte tydens die Anglo-Boereoorlog. Ons volk se leier toe, Paul Kruger, is ook nie net in die Nederland nie, maar in verskeie Europese state met oop arms verwelkom. En na die oorlog is generaal Ben Viljoen se idee om 'n Afrikaner kolonie of volksstaat in Noord-Amerika te gaan bevorder, deur verskeie invloedryke Amerikaanse sakemanne en staatsamptenare ondersteun. Voor die oorlog is die Suid-Afrikaanse Republiek en die Oranje Vrystaat ons volk se voormalige vrye republieke nie net deur Brittanje as soewereine state erken nie, maar het ook goeie handelsbetrekkinge met Nederland, Amerika en Duitsland gehad. Na die oorlog sou alles natuurlik verander toe ons opgegaan het in die nuwe Britse koloniale staat genaamd Suid-Afrika. En met die opkoms van Afrikaner nasionalisme in die 1940s het die wêreld alreeds heeltemal anders gelyk as aan die begin van die 20ste eeu. Toe die Nasionale Party aan bewind gekom het, het selfs ons voormalige vriende hul rug op ons gedraai en toe ons in 1961 weer 'n republiek of 'n vrye republiek word en uit die Statebond tree onder leiding van Dr. Hendrik Verwoerd, was ons vir alle praktiese doeleindes basies heeltemal geïsoleer met meer en meer lande wat ons geboikot het. Dit sou eers rondom die laat 80s wees wat 'n wêreldleier soos Brittanje se Margaret Thatcher weer in positiewe terme oor die Afrikaner kon praat. En gedurende die 60s tot 80s het ons regering se beleid van afsonderlike ontwikkeling geen internasionale steun geniet nie, tot en met Margaret Thatcher. Een enkele uitsondering was die staatkundige gereformeerde party in die Nederland. In 1965 publiseer hierdie party se amptelike uitgewer, Die Banier, 'n boek getiteld Apartheid, een wyse voorsorg. Kort daarna, in 1973, sou Henk van Rossum, die leier van die staatkundige gereformeerde party in die Nederlandse parlement, die Suid-Afrikaanse rasebeleid verdedig as 'n eerlike en opregte strewe na oorlewing en oplossings vir 'n baie komplekse demografiese probleem en veiligheidsstryd. Maar behalwe vir 'n handjievol konservatiewe gereformeerdes in die Nederland, sou jy amper niemand in die buiteland vind wat simpatiek sou staan teenoor ons volk nie. Hierdie antagonisme teenoor die Afrikaner sou die status quo in die hele internasionale gemeenskap bly deur die hele 20ste eeu en selfs vir die eerste paar jaar van die 21ste eeu. Dit sou eers met die opkoms van die volksnasionalistiese partye in Europa oor die afgelope 15 jaar wees, wat die gety hoegenaamd begin draai het vir die Afrikaner, wat tot op hede nog
geblameer is vir enige moontlike slegte ding onder apartheid, selfs al het hulle niks daarmee uit te waai gehad nie. Ou vriende het skielik weer van hulle laat hoor, en nuwe vriende het hulle by die Afrikaner se saak geskaar. In Vlaandere het Vlaams Belang nie gehuiwer om die Afrikaner se saak op die tafel te sit nie. Reeds in 2016 het hulle in die Vlaamse parlement 'n resolusie ingedien waarin die aanval op boere veroordeel en druk op Suid-Afrika bepleit is in daardie regering. Natuurlik het hierdie resolusie nie geslaag nie omdat die Vlaamse Belangparty toe maar nog 'n klein party in België was, maar vandag is hulle op dreef om die grootste party in België te word. In Frankryk het die party Rassemblement National of voorheen Front National dieselfde kwessie ook geopper. In 2020 het Europa parlementariër Dominique Bilde 'n amptelike verklaring namens die party uitgereik oor die moorde op blankes in Suid-Afrika. In Nederland het die Party vir Vryheid onder Geert Wilders en Martin Bosma reeds in 2012 parlementêre vrae gevra oor die toekoms van die Afrikaner. Daarmee het hulle die saak van die ANC se diskriminerende wetgewing en plaasaanvalle in die Nederlandse politieke landskap gevestig, lank voor enige ander land dit wou aanraak. Weereens op daai stadium was die Party vir Vryheid in Nederland maar 'n klein party gewees. Vandag is hulle die grootste party in die Nederland en dit beteken ons vriende is nou aan bewind in Nederland. Later sou die Forum van Demokrasie van Thierry Baudet die saak verder dryf. Hulle het die afgelope paar jaar verskeie veldtogte geloods onder die banier Beskermde Afrikaners in Suid-Afrika. En in 2021 het Baudet selfs gepleit dat Afrikaners 'n reg op terugkeer na Nederland behoort te hê. Dit is veral die Suid-Afrikaansgebore parlementslid van die Forum vir Demokrasie, Simonay Kerseboom, wat gereeld vir Afrikaners in parlement opkom. Dat is motie 32735, Mensenrechten in het buitenlands beleid, en de motie van de leden van Helvert en Van der Staaij. Over de voorgenomen landonteigening van blanke boeren in Zuid-Afrika. Ja. Dank u wel. Ik merk hier rechts dat voldoende verduidelijking is. Gaat u door. Ja. Nee, maar dus mijn vraag had ook gewoon benieuwd om te kijken hoe moties uitgedragen worden door de minister en tijdens deze onderhandelingen. Want post-Cotonou zal een groot aantal gebieden bestrijken, gaande van duurzame ontwikkeling en groei tot mensenrechten en vrede en veiligheid. En zoals zei, Zuid-Afrika is ook onderdeel van dit verdrag. En we hebben natuurlijk ook de laatste paar maanden en jaren kunnen lezen over de huidige situatie in Zuid-Afrika met betrekking tot landonteigening zonder compensatie, plaatsmoorden en de vergaande corruptie binnen de overheid, wat in een state capture heeft geresulteerd. En dus en deze motie is in 2019 aangenomen. En ik zou dus heel graag de minister willen vragen of hij de bedreiging die landonteigening vormt voor de stabiliteit en voedselzekerheid in Zuid-Afrika en ook de SADC-regio met de onderhandelaars heeft besproken. En dan verder heeft de minister in de brief ook aangegeven dat het in de reden ligt dat dit verdrag aan het parlement wordt voorgelegd. En wij juichen dit toe, maar we willen de minister vragen om een toezegging dat dit verdrag hoe dan ook aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd ter goedkeuring. Ja, tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Vir die eerste keer in dekades het westerse politici en partye openlik solidariteit met die Afrikaner. Wat eens ondenkbaar was, dat linkse Europese lande se volksverteenwoordigers in hul parlemente die Afrikaner se saak tot voortbestaan, selfbeskikking en vryheid sou verdedig, het in die afgelope dekade 'n absolute werklikheid geword met die swaai na regse nasionalisme reg oor Europa. Verder het ons volk ook nog baie vriende in lande soos Hongarye, maar die grootste deurbraak van almal sou natuurlik wees toe Donald Trump, die magtigste man in die wêreld, die president van die grootste en rykste land, verlede jaar vir 'n tweede termyn as Amerikaanse president verkies is. Skielik was ons internasionale vriendekring nie net beperk tot die verteenwoordigers van kleiner partye in Europese parlemente nie. Ons het nou skielik 'n nuwe vriend gekry op die magtigste politieke stoel op aarde. En Donald Trump het hierdie jaar die aandag op ons volkssaak gevestig, soos niemand dit nog ooit in die internasionale politieke toneel gedoen het nie. Skielik was ons volk nie net meer afhanklik van die simpatie van kleiner minderheidspartye in Europa nie,
maar kon aanspraak maak op die steun van wêreldpolitieke swaargewigte. Dinge is besig om vinnig te verander. Ons volk wat vroeër as vergete koloniste aan die suidpunt van Afrika afgemaak is, word vandag in Washington en Brussels bespreek. Dit beteken dat die ANC en sy bondgenote geensins meer vrye teels het om die Afrikaner te marginaliseer sonder dat die wêreld hieroor vra nie. Elke verklaring en elke veldtog en elke mosie wat in Europa en Amerika met betrekking tot Suid-Afrika en tot ons volk opkom, versterk die legitimiteit van die Afrikaner se strewe na selfbeskikking in ons eie land. En dit is nie net dat hierdie oorseese vriende van ons saak ondersteun nie, toenemend begin die mense in die westerse wêreld terugdraai na klassieke denke oor volkskap, na nasionalisme, na wat vandag nog beskryf word as verregse denke, maar eintlik nou die hoofstroom denke word in meeste lande as jy kyk daarna, dat hierdie sogenaamde verregse partye een na die ander verkiesings begin wen. En daardie ou wêreldbeskouing wat die Weste toegelaat het om uit te styg bo die res van die wêreld, is besig om weer vlam te vat onder die jong mense in Europa. Ons het nooit 'n groter geleentheid gehad nie. Hier by die Willem Petsche groep wy ons onsself juis daaraan om hierdie wêreldbeskouing te bevorder. Ons is daarom die heeltyd besig om meer en meer materiaal te produseer om ons volk se hande te sterk in die vryheidsstryd. Een voorbeeld hiervan is ons onlangse video oor die noodsaak om ons stryd vir vryheid nou juis met hernuide ywer aan te pak, omdat ons so baie vriende internasionaal het. Ek kan gerus na hierdie video kyk deur op die skakel te klik wat hier op die skerm verskyn. Ek glo jy sal hom baie geniet. En maak ons hande sterk in hierdie reuse taak deur 'n betaalde lid van die Willem Petsche groep te word. Volg net die eenvoudige stappe op die banier onder aan die skerm, is baie maklik. Totsiens en God seën elkeen van u.